So ons begin volgende ook met 'n nuwe reeks wat ons noem Inwording. En al die Afrikaanse juffrouens gaan vir my sê, Arno, maar dis 2 woorde. Dis 2 woorde, inwording. Ek het dit nie geweet nie, en ek gaan nou hier op wat mense vir my sê. Maar daar is actually 'n woord, inwording. 1 woord. Dis nogal interessant. Wanneer 'n stad beplan word en daar's grondwerke, maar jy sien nog nie wat gebeur nie, dan is die proses inwording. Die stad dis die inwording van die stad, of die inwording van 'n persoon wat geoormerk word vir 'n sekere posisie of 'n funksie. So vir ons het ons nou begin hierdie jaar met nuut en anders. Ek weet of jy dit kan onthou nie, nê. Ons het begin met die kruisiging en die opstanding. Ons het die jaar begin met dit om te sê, mag die opstanding van Jesus Christus nooit net vir jou 'n by the way wees nie. Want dit is wat alles nuut en anders kom maak het. Dit het gemaak dat ek en jy nuut en anders kon leef. En dit het gekom vanuit laas jaar uit, nê, die His Glory, Our Story. Dit was ons jaartema vir laas jaar. En ons het gesê, as gevolg van sy heerlikheid kan ek my storie uitleef. Nou kom ons hierdie jaar, nou sê ons, okay, dit vind uitdrukking met liefde, marked by His glory, known by His love. Hoe gaan ons gekenmerk word deur Christus se liefde? Toe sê ons, okay, liefde het 'n paar dimensies, 3 dimensies wat ons na moet kyk, geregtigheid, genade en waarheid. Dit was ons vorige reeks met ander woorde. En ons gesê, dit is hoe dit uitdrukking vind. Nou sê ons, marked by His glory, known by His love. Ons implementeer hierdie liefde, maar ons moet 'n stuk inwording beleef. Ons moet op 'n plek kom waar ons groei, waar ons volwasse word in die Here se geregtigheid, sy genade en sy waarheid. So Jesus roep ons en alles draai om. As hy ons dan roep, en hy is die middelpunt, hy is at the center of it all is Jesus Christ, hoe lyk dit in die praktyk? Marked by His glory, known by His love. Dis die liefde van God wat ons leer ken in Jesus, wat ons nou kan leer om dit uit te leef in hierdie praktyk, en dit is hoe ons deelneem aan sy heerlikheid. As jy dit nie geweet het nie, die naam Doxadeo staan vir die heerlikheid van God. Ons neem nou deel in die doxa van Deo, maar dit is 'n proses. Jy gaan 'n proses moet stap. Jy gaan iewers moet leer. Ons het in die vorige reeks, soos ek gesê het, geregtigheid, God se geregtigheid. Hoe dink God oor geregtigheid? Hoe dink hy oor genade en waarheid? Ons gesê, He's coming to make all things right. He's making everything right. Die regmaak proses waarmee God besig is. Dit vind uitdrukking deur die feit dat hy 100% genade, 100% waarheid is. En dit is nou ons wat vanuit dit mekaar lief hê. Onthou wat Jesus gesê het in Johannes 13 vers 34, toe sê hy, aan julle liefde vir mekaar sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Dis baie massive. Hy connect disipelskap, die saam wees, die saam groei, die saam leer, connect hy dadelik aan die liefde vir mekaar, die geregtigheid, die genade en die waarheid wat onder mekaar seëvier. Aan dit sal die wêreld weet dat julle my disippels is. So Jesus sit 'n groot waarde op disipelskap. Ons weet dit, ons sien dit in die skrif. Hy kry sy ouens bymekaar. Hy sê vir hulle, okay, hierdie ding moet nou deursyfer van julle af na julle mense toe. Disipelskap is hoe die wêreld verander gaan word. Ons het hierdie jaar nou begin met ons expedition en die journey, die dames is aan die gang, ons selgroepe wat by mekaar leer. Daar's iets rondom disipelskap waar ons praat altyd van heads, hearts and hands. Ons leer saam, ons gee om vir mekaar en dan doen ons saam. Disipelskap is belangrik. Nou moet ek jou vat na waar Paulus vir die gemeente in Korinthe, en ons praat nou al 'n rukkie ook hieroor, wat hy praat in 1 Korintiërs 13, dan praat hy nou met hierdie gemeente, die disciples in daai omgewing, nê. Nou onthou net weer konteks, Korinthe, great gemeente, awesome kerk, alles lyk baie nice, maar hulle is 'n bietjie van die pad af. Hulle fokus op die verkeerde goed. En jy weet wat gebeur as jy net 'n bietjie van die pad af is, in die lang duur dan byt hy jou. Nou wil Paulus kom en hy sê, okay, ek wil julle nou help om hierdie gemeente wees, hierdie disipelskap waarin julle is. Ek wil jou help om dit op die regte plek te kry. Nou skryf hy in 1 Korintiërs 13, dan sê hy, vers 31, dan sê hy, julle lê julle toe op die belangrike genadegawes, maar ek wys julle die heel beste
weg. Ek love die Engels, hy sê, it's a more excellent way. Paulus voel vir my, hy het altyd so way met woorde gehad, nee, hy het jou eintlik vasgevat, en jy weet mos, jy het mos altyd daai een meneer of juffrou gekry op skool, hulle vat jou vas, en dan sit jy daar, en as jy uitloop, dan besef jy, ek is nou uitgetrap. Dis amper wat Paulus hier doen, hy sê, jy is bietjie van die pad af, maar kom ek wys jou die more excellent way, dan besef jy, wow, ek is heeltemal op die verkeerde plek, ek is heeltemal op die verkeerde pad, maar hy kom sê so, ek kom wys jou 'n uitnemender weg, die heel beste weg. Die kruks van wat Paulus hier skryf is dat hierdie is 'n pad wat jy moet stap. En dit vat lank. Dit vat effort. Jy gaan moet travel. Jy gaan moet petrol ingooi, genoeg vir die lang duur. Het jy ooit saam met kinders, klein kinders getravel? Hier is 'n mission, ouens. As jy nie gewoond daaraan is nie, jy weet, jy ry en dan is dit hier so, nou moet ons stop van die een huil, want daar moet nou toilet toe gegaan word, dan is dit nou eers wag, nou is dit eers saam stap, nou is dit, ek kyk by van die one-stops in die land, is dit mos eers 'n hengselang ry, wat jy eers moet gaan instaan, veral by die dames, ek weet nooit hoekom nie, by die damesbadkamers, dan staan, dit lyk soos loftes, jy weet, dit staan tot by die parking, en dan is jy nou klaar, nou is dit, almal is skrievelrig en geïrriteerd met mekaar, nou is jy in die kar, op die pad, 5 minute, en dan wil jy aan die een badkamer toe gaan, maar ons was nou net daar, jy weet, nou moet jy eers wag vir die volgende one-stop, en nou is dit nog 10 kilos verder, nou is dit 'n gehuilery, so dit is nie net lank nie, maar dit voel ook verskriklik lank, nee, dit raak 'n lang proses, maar dis in daai stoei, dis in daai pad wat ons stap, wat ons saam skuur, wat ons kan groei. Jy sien, jy kan ook net 'n pad stap, of 'n pad ry, in 3 dimensies wat jy waarneem. Jy al ooit probeer loop en is bietjie blurry, nee, of is in die aand, en jy kan nie lekker sien nie, daar's nie diepte visie nie. Dis eintlik nogal gevaarlik. Jy gaan 'n paar tone stamp, of jy gaan oor iets val. As jy ry, is dit, ek onthou altyd, ons het so op 'n stadium Komatipoort toe gery vir vakansie, en as dit verskriklik mistig op 'n sekere gedeelte, elke jaar as ons gery, dan besef ek, dit voel so two-dimensional, dit is amper hier soos 'n muur, ek kan nie sien wat voor my aangaan nie, so dit raak gevaarlik, as daar nie lig is, wat dit wegvat, of jy weet, of dit bietjie een kant toe skuif, of bietjie voor jou verlig nie, dan raak dit gevaarlik. So, hy roep ons hier na 'n stuk dieptevisie toe, om iets te kan sien. Het is my interessant ook, dieptevisie, het jy al gesien kinders, so gepraat van kinders, as jy by die Harold's Baai is, dan daai grasperk daar bo, dan wil al die ouers daar sit met die klein kinders, dan besef jy nie, jou 2-jarige het nog nie dieptevisie nie, dan hardloop hulle vir daai, hulle sien die see, maar hulle sien nie die drop net hier voor nie. Dit is my altyd so interessant, ek was een van hulle, papa op, hardloop, kry terug. As dit weer vir 'n oomblik, daar gaat hulle, hier moet ons hardloop en gaan help. Dit is my interessant, dat Paulus praat later in hierdie brief wat hy skryf, praat hy oor volwassenheid. So, hoe meer volwasse jy word, hoe meer jy groei, hoe meer gaan jy sien, hoe meer gaan jy begin insien, jy sien beter, dieptevisie, hy roep ons na 'n 3-dimensional vision, wat ons moet ontwikkel, ons kan kyk en sien. So hoe lyk hierdie inwordingsproses, hierdie proses om geregtigheid, genade en waarheid, die liefde van God, hoe lyk dit prakties, en hoe implementeer ek dit? Ek wil iets oor dit sê, oor die woord implementeer, want ons leef in 'n wêreld waar alles gaan na application toe, ons wil alles toepas. Jy weet, ons sien iets, ons leer iets, spandeer tyd, en dan is dit, skip 'n step, en dan sê dit net, hoorie, sê net vir my wat ek moet doen. Veral in ons geloofslewe, sê net vir my wat ek moet doen, dat ek okay is. Sê net vir my, ek wil net seker maak, al die boksies is gecheck, en ek so right. Die wêreld waarin jy leef, jou foon as jy hom oopmaak, dis jy weet jy, al die blokkies, dis 'n app, 'n toep, is kort vir toepassing. Ons apply alles, maar ons implementeer min. Implementeer, in die Engelse woordeboek staan daar, to put something into effect. Jy hoor hom. Dis iets wat oor jou oor gaan dink. Dis nie net 'n boksie tik, yes, okay, great, nou is alles reg, ons kan die switches flip, en nie gaat ons nie, nee. Hy vind effek, het vat tyd,
vat proses. So hoe implementeer? How do I put the love of God into effect? Hoe lyk daai inwording proses? So hou in gedagte dieptevisie. Nou kom Paulus in 1 Korintiërs 13:18. Hoe mooi is hierdie, hoor hoe beskryf hy iets van dieptevisie waarna ons kan groei. Hy sê, sodat julle volledig in staat mag wees, om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Hy stuur ons die breedte, die diepte, die lengte, die hoogte van God se liefde. Dis sy volheid, dat ons die volheid van hom sal mee gevul word. So ek wil vandag stil staan by so 3 kernwaarhede, so in die begin van die reeks, wat ons kan help met die inwording proses. Hierdie groei, kom ons praat van groei, ons groei saam. Ons groei in volwassenheid in die woord, ons groei in volwassenheid in die liefde van Christus, wat 'n effek het in die mense om ons lewens. En ek dink die eerste ene wil ek jou vat, om vir jou om te besef, die waarheid van die lam, van Jesus Christus as die lam, wat vir my en jou gekom het, vir my en jou gesterf het, geslag is, sodat ons kan leef. En hoor net gou, hoe skryf Jesus dit in Lukas 10 vers 3, hy sê, gaan nou, en kyk, ek stuur julle, soos lammers, tussen wolwe. Hierdie sê hy nou vir sy disippels, ek stuur julle soos lammers, tussen wolwe. Nou die konteks, Jesus sê, Jesus het klaar die goeie nuus aangekondig, die koninkryk van God het naby gekom, die koning is hier, so dis 'n massive celebration, dit is, almal juig, die koning is hier, hulle besef, Jesus is daar met hulle, maar nou kom en nou sê, okay, maar hier is 'n andersheid van die kultuur, want nou is dit baie hieroor ook gesels, het ons gesê, die Israeliete het gedink, dat Jesus gaan kom met geweld. Hulle het gedink, hy gaan kom, of daai koning gaan kom met geweld. Hy gaan kom met hierdie, jy weet, sort gou alles net vinnig uit, left, right en center, boom. En Jesus kom eintlik en hy sê, ons doen dit differently. Daar's 'n andersheid, 'n ander kultuur van die koninkryk, en dis so anders, soos 'n wolf en 'n lam. So dis die prentjie waarmee hy hulle uitstuur. Ek stuur jou uit soos lammers tussen wolwe. Kan jy nou imagine, jy het gesit in daai gesprek. Ek sê, Here, kon dit nie andersom gewees het nie. Dis baie makliker. Lekker wolf, daar gat jy, gaan kry vir jou 'n choppie. Go for it. Hy sê nee. Soos lammers tussen wolwe. In hierdie wêreld is daar sisteme wat 'n wolfkultuur het. Mag en geweld. Ons sien dit in ons, as mense praat oor besigheid, nee, it's a dog-eat-dog world. Ons vat mense van vooraf. Hy gaan weet ek is hierso. Hy gaan my leer ken, vinnig. Jesus sê, teenoorgestelde gees. Wanneer dit lyk asof jy die instink moet hê van 'n roofdier, sê ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. En die kultuur van hierdie koninkryk is heeltemal anders, dis soos die van 'n lam. So Jesus bemagtig hulle met 'n woord van wysheid, ek dink selfs 'n stuk waarskuwing. Dit wat om ons gebeur, dit wat ons sien, moenie laat dit jou laat afwyk en vergeet van die roeping van God oor jou lewe nie. Sit net die nuus aan, wêreld vol bomme wat bars en ontplof. Mense wat hulle lewens verloor. Mense wat nie weet wat vorentoe gaan gebeur nie. Mense dink dis die manier hoe ons nou iets gaan uitsorteer. Die sterkste wolf gaan wen. Hoe lyk die inwording van 'n nuwe kultuur? Onder 'n plek waar dit lyk asof die wolwe gaan wen. Hier is die waarheid wat jy vandag moet sien. Die lam van God het reeds oorwin. Ek is nie nou stirring in jou hart is om te sê amen nie. Al weet ek nie. Die lam van God het reeds oorwin.
Dis die hele boodskap van die Nuwe Testament. Hy kom met 'n ander kultuur, hy kom met 'n ander natuur. En hy stuur ons, hy roep ons, soos lammers, gaan tussen die wolwe. Kyk hoe lyk dit, kyk hoe's die aard. Go be that, go do that. Een van die boeke in die Bybel wat dit so mooi vasvat is Openbaring, en ek weet nie hoekom ons altyd nie daaroor wil praat nie. Ek dink is baie keer omdat sekere mense al soveel stertjies en klokkies aan Openbaring gaan sit het en dit eintlik gemaak het wat dit nie is nie. Maar hoor gou net, hier is die konteks van hierdie tema of hierdie boodskap in Openbaring. Die bose en al die koninkryke van die wêreld word uitgebeeld as monsters en dit lyk of hierdie monsters gaan wen. En in die hemel sien ons dan iets anders, die een op die troon. En ek dink wat belangrik is jy moet verstaan, daar was 'n tydperk wat God se plan op aarde nie kon geskied nie, want die Openbaring praat van die een wat op die troon sit, se boekrol was verseël. Nou kyk Johannes in die hemel in, en daar's 'n stem wat vra, wie kan die boekrol oopmaak? Toe is daar niemand nie, en Johannes huil, hy treur, hy dink by homself, oh man, the world is going backwards. Waar gaan ons opeindig? En dan is daar een van die ouderlinge, dit is baie belangrik, nie 'n engel nie, nie 'n wese nie, een van die ouderlinge. Dit is interessant, dit is asof mense geroep is om te sien en aan te kondig wat net mense regtig kan waardeer. Die ouderling roep uit dat die leeu uit die stam van Juda het oorwin. En Johannes sien die volgende, hy sien in die middel van die troon die lam, asof geslag. En vanuit hom die volmaakte werk van die Heilige Gees. Die lam het oorwin. Jesus Christus het oorwin. Wat beteken dit vir my en jou vandag? Wat is die implikasie? Die implikasie is, we are now in lamb country. We are not in wolf nation anymore. This is lamb country. Het is my interessant dat Jesus ook sê, ek stuur julle as lammers onder die wolwe. Nie vir jou, kan jy bly hierso, jy gaan as 'n lam onder die wolwe, ons sacrifice jou. Check of jy dit maak nie, nee. Hy praat met sy disippels, hy praat met sy gemeente. Hy praat met die eklesia. Want alleen gaan ons dit nie kan doen nie. Maar ons koinonia met mekaar, die saamwees as gemeente saam met mekaar, we're an unstoppable force. So die krag van die Heilige Gees wat ons bemagtig. Hy stuur ons as lammers tussen wolwe. So in 'n wêreld waar dit lyk asof die wolwe in beheer is, kom die waarheid van die lam wat oorwin het. En die Gees bewapen ons met hierdie waarheid. En nou stuur hy ons uit. Hy stuur ons uit. Maar dit is vir my interessant hoe Matteus dit skryf. So hierdie was nou Lukas, nee, in Lukas 10. Nou Lukas het dit half rekord, nee, opgeneem en nou skryf hy dit neer. Matteus was een van die ander ouens wat die evangelies geskryf het, nee, wat nou dit gesien gebeur het. Matteus sê, hy gaan verder, hy sê, wees behoedsaam so slange. Een van die woorde wat saam met behoedsaam gaan is skerpsinnig. Wees skerpsinnig so slange, maar wees so innocent, dan kan ek op die Engelse woord kom nie. Hierso staan hy, onskuldig. Wees skerpsinnig so slange, maar wees onskuldig soos duwe. Yeah, can you believe it? Het jy al gesien hoe 'n slang weet presies alles wat om hom gaan. Maar skerpsinnigheid. Maar hier is 'n ander kultuur wat ons bring. Ons bring 'n stuk onskuldigheid. Ons bring liefde in 'n spasie, die teenoorgestelde gees as hoe dit lyk in die wêreld om ons. Die lam het oorwin. Die implikasie is dat hy ons uitstuur met daai gees. Klaar die oorwinning, maar die liefde van God in ons. Sy geregtigheid, sy genade, sy waarheid wat effek kry in die spasie om my. Ek dink nog 'n waarheid is die waarheid van nuwe skepping. As die lam oorwin het, dan sê ek maak alles nuut. Ek
Kom maak alles nuut. Dis waaroor dit gaan, nuwe skepping. N.T. Wright het dit so mooi gesê, het gesê, Christianity is about new creation or it's about nothing at all. Dis Christus wat alles kom nuut maak of dis niks anders nie. Hoor wat skryf Paulus 2 Korintiërs 4 vers 6 in hierdie brief. Hy sê, want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Kan jy hoor hoe Paulus ons vat terug na die skepping toe? God wat geskep het. Nou is dit hierdie skepper God wat weer besig is om te werk. En is dieselfde tipe skepping. Kan jy dit hoor? Kan jy dit hoor? Laat daar lig uit die duisternis lig skyn. Dis hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van sy heerlikheid. Die kennis van die doxa of Deo, die heerlikheid van God. Dis weer lig, dis weer lewe, dis weer skyn. Hy's nie besig met 'n ander skepping nie, hy's besig met nuwe skepping. Hy kom maak alles nuut. Hoe? Hy het kom doen deur Jesus Christus. Die lam wat geslag is. Die eerste fase van nuwe skepping, as ons dit wil noem, is nuwe mense. Is ek en jy wat getransformeer word. Is ek en jy wat 'n nuwe familie word en 'n nuwe kultuur onder mekaar kom vestig. 'n lamkultuur. Ek weet, as ek sê lamkultuur, dan dink jy, yes, ek wil nou in daai lamkultuur gaan instap hier by Van Rensburgs, my maat. Jy het my. Maar dis nie dieselfde ding nie. Lamkultuur sê, it's an opposite spirit. Dis 'n teenoorgestelde gees. So hierdie familie, wat God kom transformeer, 'n kultuur kom skep, deur ons wil hy werk. Deur ons wil hy implementeer. Ek wou dit nie sê nie, maar ek gaan dit sê. Eendag sit ons in so meeting waar ons bietjie praat oor reekse en waar ons preek. En Gerard maak 'n opmerking. Hy sê, hoe dit gekom dat ons op 'n Sondag kan staan en die Here aanbid, maar ons weet nie wat in mekaar se lewens aangaan nie. Hoe het ons daar gekom? Dat ons nie 'n saak het met die kerkie aan die kant nie. Dis net ons. Dis net ek en my huis, ons sal die Here dien. Verseker. Maar hier is ons ook 'n huis. Hier is ons ook 'n familie. Hy het ons kom transformeer as sy familie om 'n verskil te maak. Ek wil die worship team nooi om op te kom en ek wil jou vat na 2 skrifverse toe en die eerste een is Efesiërs 2 vers 12 tot 13. Hy praat hier van die betekenis eintlik van hierdie nuwe mens. Hy sê onthou, dis Paulus wat skryf, hy sê onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel. En vir vreemdelinge uitgesluit van die burgerskap van Israel en vir vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Jesus Christus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Jy is ingesluit as gevolg van die bloed van Jesus Christus. 1 Korintiërs 12 vers 20. Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Dis hoe ons hierdie weg stap. Saam. Een liggaam, 'n hele community van lammers onder die wolwe. Gister sit ek en ek dink so 'n bietjie oor hierdie woord en ek besef die feit is ons community het ook challenges. Jy wat hier sit het ook uitdagings. En ons kyk na die wêreld om ons en ons besef dat die Here gaan moet ingryp. Hoe gaan hy ingryp? Hy gaan ingryp deur my en jou.
deur sy mense. Ek is jammer as ek dit nou vir jou moeilik maak, dalk. I'm just a messenger, dit staan in die skrif. Hy werk deur sy familie. Partykeer is dit dat ons net moet ingryp hier by mekaar. Hoe het ons op die plek gekom waar ons die Here worship, maar nie vir mekaar omsien nie. Nie na mekaar kyk nie. En ek bemoedig toe myself te sê, waar begin ons? En ek wil vanoggend hê ons moet gemeente wees. Ons gaan vanoggend die eklesia wees, wat vir mekaar omsien. Ek het in my hart beleef, is mense wat vanoggend hier sit, en ek weet van mense, selfs in die eerste diens, mense wat hier sit, wat verlies deurgegaan het. Ek het gedink aan 3 spesifiek wat by my opgekom het, maar miskien het jy, is daar 'n ander tipe verlies waarin jy op hierdie stadium in so 'n situasie is. Maar natuurlik is dit, as jy iemand verloor het naby aan jou in hierdie afgelope tyd, familielede, vriende, mense naby aan jou. Miskien het jy deur verlies gegaan van verhouding. As mense in jou lewe wat, the ties have been cut, en jy probeer alles wat jy doen om die verhoudings te herstel, maar daar bly verlies. En derdens het ek gedink, ons mense wat hier sit, en ek weet van ons wat tussen seisoene is van werk, jy het werk verloor, jy is in die verlies tydperk van werk, of jy het jou besigheid verloor, of jy het alles gesien, plummet. Jy sit vanoggend hier in verlies. Die skrif sê, hy kom maak alles nuut. Selfs jou proses van treur, selfs die verlies wat jy beleef op hierdie oomblik, he's making all things new. So ek wil jy nie op die spot sit nie, maar help my uit hierso. As jy deur 'n proses van verlies gaan op hierdie stadium, of iets beleef van dit, kan ek jou vra, as jy vrymoedig is, om jou hand in die lug op te steek. Ons gaan gemeente wees vanoggend. Ek wil hê jy moet kyk gou om jou. Kyk gou om jou waar 'n hand opgaan. Hou jou hand op. Hou jou hand op, asseblief. Ek wil jou vra, as jy naby iemand sit wie se hand op is, wil jy na hulle toe draai, sit jou hand op daai persoon. Hou jou hand op, asseblief, kom ons wees gemeente. Ben jy as al ouens is van die gebedspan wat dalk hier is, sit jou hand op iemand, om jou, naby jou. Ek sien naas Gerard hulle, asseblief, sit julle hande daar op hulle. Ons vertrou vanoggend die Here, saam, as 'n familie, vir mense se verlies. Vir mense se proses om deur dit te werk. Vir die nuutmaak proses van Jesus Christus in hulle lewens. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom staan ons voor U. Die leermeester. Die een wat kan herstel. Die koning bo alle konings. Ons vertrou U, Here Jesus. Die areas wat herstel nodig het, sal U, Here Jesus, kom ingryp. Sal U ons wysheid gee, sal U ons kennis gee, Here, sal U ons kom toevou met U liefde in hierdie tyd. Ek bid dat verlies nie hou vas sal hê op mense se lewens nie, maar die krag van die Heilige Gees ons sal lei tot in hierdie beseffing van die oorwinning wat U reeds behaal het, wat die lam reeds behaal het. Ons kom vertrou, Here, dat U deur ons, U eklesia, die kerk, U familie, ons by mekaar sal kom, mekaar sal ondersteun en dat U herstel sal bring in mense se lewens. Ons vertrou U daarvoor. Ons bid vir die liefde, die geregtigheid, die genade en die waarheid van ons Here Jesus Christus om mense toe te vou vanoggend. En almal sê, Amen. Hy eindig die brief met 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees
bly met julle almal. So maklik om hierdie teks in bane te sien, of in silo's te sien. En dan dink ons in so 'n manier, maar dit is die liefde van God, deur die genade van Jesus die Koning, wat nou in ons woon en ons werk, deur die Heilige Gees. Jy sien hierdie pad van inwording, is 'n pad van vennootskap met mekaar, maar ook met die Heilige Gees. Dit is my interessant, ons praat al so rukkie oor die woord koinonia, nee. Koinonia wat beteken partnership, beteken fellowship. Strong se konkordansie sê dat een van die woorde, eintlik twee van die woorde wat ek met mekaar wil connect, is distribution en participation. So lees hom in daai sin, dan sê hy, the distribution of the Holy Spirit be with you. Kan jy hoor, die Heilige Gees in ons, om ons, distributing, soos ons mekaar sien, soos ons met mekaar liefde deel, disipelskap pad stap, liefde in mekaar sien, how the Holy Spirit is distributed, and then we can participate. Dan neem ons deel in die werk wat hy doen. Inwording gaan nie gebeur deur my eie effort nie. Ek gaan effort vat, en dis die eerste ding, die manne wat wil ADO gaan stap, dis die eerste ding wat jy gaan moet doen, jy gaan moet effort insit, so jy kan nie stap sonder effort nie, dis good luck with that. Jy kan nie 'n kar ry sonder effort nie, party is minder effort as ander. As jy die pad wil stap, of jy die pad wil ry, gaan dit effort vat, maar dis nooit weer my effort alleen nie, dis die werking van die Gees in ons. 1 Korintiërs 12:3 sê, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. So elke keer as jy hom bely, as jy sê Jesus is die Here, dan praat jy deur die Heilige Gees. En daai Gees is die genade van Jesus Christus, die feit dat God, die Skepper God, na ons toe kom, ons herstel, ons red, in ons belangstel en ons kies in vennootskap om sy partners te wees. Dis die liefde